Ons gaan vanoggend verder met ons prediking uit Genesis. En ons is by Genesis 8. Genesis hoofstuk 8. U kan daarin blaai. Ek gaan vir u voorlees vanaf die 1ste tot en met die 19de vers. Genesis 8 vers 1 tot 19. Voordat ons lees wil ek net ietsie sê. Ons het so tydjie gelede het ons iets deurgegaan ongekend in ons generasie. Ons noem dit die wêreldwye pandemie. Ek wil nou nie daaroor praat nie, maar ek wil net dit gebruik as 'n illustrasie waar ons 'n inperking beleef het en baie dinge het verander en daar was goeie en slegte dinge, daar was baie dinge. Maar ek wil hê u moet saam met my net dink, voordat ons lees, wil ek hê u moet saam met my dink aan die impak wat die pandemie op ons samelewings gehad het, wêreldwyd. En met dit in gedagte, die impak wat hierdie tipe ramp, kataklisme, oordeel van God op die wêreld gehad. Alles het uitgesterf, alles wat asemhaal, behalwe dit wat in die ark was. Hou dit in gedagte. Dis 'n geweldige saak. Ek dink ons lees partykeer te vinnig oor gedeeltes soos hierdie, sonder om ons te probeer indink, hoe moes dit wees en hoe het dit gelyk? Genesis hoofstuk 8, ek lees vir u vanaf vers 1. En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan en die stortreën uit die hemel het opgehou. Toe die waters geleidelik van die aarde teruggegaan en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae. En die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. En die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand. In die 10de maand, op die 1ste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Toe het Noag aan die eind van die 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het, en 'n kraai uitgestuur, wat gedurig heen en weer gevlieg het, totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg, om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en na hom teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Daarna het hy weer 7 dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die ark. En die duif het teen die aand na hom gekom en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit. Maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie. In die 601ste jaar, in die 1ste maand, op die 1ste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en die aarde was droog. In die 2de maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. En God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees, die voëls en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark uitgegaan. Tot daar gaan ons lees die onfeilbare woord van die Here.
Die tema vanoggend is die eerste paar woorde wat ons met mekaar saam gelees het. God het gedink aan Noag. God het gedink aan Noag. Die Engelse vertalings, die meeste Engelse vertalings sê, and God remembered Noah. En nou moet ek vir u sê, sommer aan die begin, ons moenie dit lees en dink dat God vergeet het van Noag, of nie meer gedink het aan Noag, en nou ewe skielik het hy onthou, o wêreld, Noag is nog in die ark. Dis nie die boodskap wat oorgedra word nie, die verwysing, God het gedink aan Noag, is in die sin van barmhartigheid wat hy vir hom gee. Die sin van genade teenoor Noag. Hy het hom genadiglik raak gesien. En dit gaan ons boodskap vorm vir vanmôre, waaruit ek met u 3 hoofgedagtes wil deel, soos wat ons dit in die verhaal vind. God het gedink aan Noag. Die eerste manier waarop God aan Noag gedink het, is God het die vloed laat ophou. God het die water, die vloed, laat terugtrek, laat ophou en laat terugtrek. Kyk vir my na vers 1 en vers 2. Ons het dit gelees, God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Hierdie woorde, God het 'n wind oor die aarde laat waai, is 'n doelbewuste verwysing na dit wat ons by die oorspronklike skepping, onthou jy in Genesis 1, het ons in die oorspronklike skepingsverhaal gelees, Genesis 1 vers 2, die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Die woord wat gebruik word vir die gees van God wat gesweef het op die waters, is die Hebreëse woord ruach, asem of wind word dit vertaal. Dit is dieselfde woord wat gebruik word hier. Die gees, die wind van God het gewaai oor die waters. En dit dui aan dat Noag sien hier word iets gepraat van, waaroor ons gaan praat ook vanoggend, 'n herskepping. God het die eerste skepping vernietig. Hy het dit vernietig deur sy oordeel, deur die watervloed te stuur. En hier is nou 'n herskepping. God stuur sy ruach, sy wind, om die water te laat opdroog. Vers 2 het ons gelees, ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreën uit die hemel het opgehou. Nou is iets interessant, ek het baie keer vir u gesê, in Genesis vind ons die beginsels wat neergelê word, wat jy reg deur die Bybel en ook in ons dag nog sien. Dis hoekom ons Genesis bestudeer. En dit wat jy raak sien, is dat die oordeel, die straf, die effek van sonde kom baie keer vinnig. Maar die gevolge daarvan, die littekens wat sonde los, dit vat lank om uit te wis, nie waar nie? Die gevolge van sonde vat lank om uit te werk, amper soos die water wat teruggetrek, en dis 'n patroon wat jy sien met die water wat daal, wat stadig maar seker sak, en minder word, teruggaan na waar God bepaal het dit moet wees, die see en die damme en die oseane en die mere ensovoort, maar stadig het dit gebeur. Dit sien ons duidelik in vers 3 en vers 4, toe die waters, let op die woordjie, geleidelik van die aarde teruggegaan. En die waters het afgeneem aan die end van 150 dae. En die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus. Die gevolge van sonde, wat ons baie keer sien in verhoudings, is dat, jy lewe saam, en daar is 'n vriendskap, of 'n huweliksverhouding, of wat dit ook al is, en wanneer jy iets doen of sê wat seer maak, die effek daarvan is onmiddellik sigbaar, dit maak seer, daar's 'n effek. En om dit reg te maak, neem lank. Om vertroue weer terug te wen. Om daai respek of liefde, of wat dit ook al mag wees, weer terug te bewerk, vat lank. Dis die effek, dis die beginsel wat jy raak sien in hierdie God se oordeel wat gekom het, en dan het dit met tyd, moes die water weer terugsak. Het net 40 dae gevat om die berge te bedek. Dit het gereën tot op 150 dae, maar 221 dae lank het dit geneem vir die water om terug te trek. En die totaal, as jy sien,
wanneer die reën begin het, en totdat Noag en sy gesin uit die ark is. As jy gaan kyk, daar's 'n tydlyn wat baie mooi aangedui word, en jy kan dit gaan neerskryf as jy studie gaan maak. Die totaal is 371 dae, presies 371 dae. So vir 2,5 maande het die ark gestrand op die gebergtes van Ararat, en nou wag hulle vir die water om te sak. Want Ararat was hoog, maar nou moet die water sak. In vers 5 het ons gelees, en die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand. In die 10de maand, op die 1ste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Nou dink net saam met my aan die bemoediging vir Noag en vir sy gesin. Die water sak. Hulle was dalk 'n bietjie senuweeagtig toe die ark nou eers moes sy plek kry waar hy nou tot rustig gekom het op Ararat. Maar daar is 'n bemoediging. Die water sak. Hulle sien die water word minder. Daar is nou 'n bergpieke wat uitsteek. Daar is berge wat begin uitsteek. God het nie van ons vergeet nie. Daar is hoop. Daar is lewe. Daar is iets om na uit te sien. Soos wat ons sal sê in ons moderne taal, daar's lig aan die einde van die tonnel. Die woeste water en die gebeure op die aardkors, wat word nie toegeskryf aan toeval nie, dit was alles deel van God se oordeel. Maar nou, met die sak van die water, God is daar. God is teenwoordig. God het Noag en sy gesin en die diere ook, het ons gelees, God het aan hulle gedink. En hier is die hoop, hier is die positiewe ding wat nou kom. Ek wil hê jy moet besef, en dis iets wat 'n wonderlike trooswoord is vir almal, as jy dit verstaan, en tyd neem om daaroor te pyns. In God se soewereiniteit, wat beteken alles wat gebeur is in sy hand. Hy is soewerein. Hy kan nie net self doen wat hy wil nie, hy laat ook ander dinge, ander mense, nasies, koninkryke, konings, hy laat ander ook doen wat hy wil, want hy is soewerein. In God se soewereiniteit is daar niks, vriende, wat aan toeval oorgelaat word. Niks. As ons in 'n motorongeluk is, elke stukkie van die glas wat bars langs jou, elke fraksie van elke dingetjie wat gebeur, is binne die soewereine hand van God. Ons sing 'n lied, die ou Gesang 10, dis die deesdae liedboek 190, die bekende Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Luister mooi na die woorde van die 3de vers. U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien, geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Dis waaroor dit gaan. Bokant ons begrip verstand, hou U al wat is in stand. God het Noag in die ark geneem om hom te beskerm. God het die water laat reis. God het die ark bewaar. God laat die waters wegsak. En God, dieselfde God wat al die dinge beskik het, wat al die dinge uitgeoefen het, wat dit gedoen het, hy sal vir Noag en sy gesin 'n nuwe lewe gee aan die ander kant van hierdie kataklisme, van hierdie oordeel. 'n nuwe lewe buite die ark. God se goedheid is daar. God het gedink aan Noag. Nou die goedheid van God en die genade van die Here word ook gesien in die plek waar die ark tot rus gekom het. Ons het gelees in vers 4, die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. Dis 'n meervoud, want dis nie noodwendig die een piek nie, dit was 'n bergreeks, maar daar het die ark tot rus gekom. En dink saam met my, sonder dat dit 'n skip was wat 'n roer gehad het, of wat seile gehad het, of 'n anker gehad het. Dit klink na 'n riskante ding om iets te laat dryf en te hoop hy gaan iewers tot rus kom waar hy daar nou nie te skuins gaan val of gaan breek of om te pletter gaan stamp teen die rotse en die dinge nie. God het hom bestuur. God het die ark beheer. Hy het alles in sy hand gehou en 'n ideale plek gekies waar die ark tot rus gekom het en waar die waters gesak het, sodat hierdie bergreeks Ararat sou dien as die bakermat vir die ark, en alles wat in die ark was God se middel om die wêreld weer te bevolk. Nou dink saam met my. Mense vra, waar's Ararat? Ararat is in Mesopotamië. Dis die
hedendaagse landjie met die naam van Armenië. Armenië. Daar's 'n bergreeks en ouens het al gaan kyk, hulle het al gaan soek om die ark te kry. Die feit van die saak is, ons weet nie waar's die ark nie. Daar's ouens wat stukke hout gekry het wat nou al fossiele geword het en as hulle dit kon wees, ons het geen bewys nie. Dit maak nie saak nie. Wat ons wel weet, wat die Bybel vir ons sê is, dit was 'n besondere genadige saak van God om die ark hier tot stilstand te bring, sodat hulle later kon uitklim en hierdie nuwe wêreld, hierdie nuwe lewe kon begin. Nou die piek van Ararat, die hoogste piek in hierdie gebergte, kyk uit oor die vlakte van Mesopotamië, 'n baie vrugbare stuk land. Argeoloë sal vandag vir jou sê, dit is die wieg van die mensdom, van die beskawing. Dis die plek waar alles begin het. Dit maak ook dat die streek vir jou oop lê, die wêreld lê eintlik vir jou oop. As ek nou dink in terme van aardrykskunde, wat dit nou nog was in my tyd op skool, en ek vat 'n aardbol, en jy moet kies, waar sal ek, as ek nou die aarde moet bevolk, as ek alles van voor af moet laat begin, waar sal ek die eerste mense sit, sodat hulle die aarde kan bevolk? Waar sal ek die diere plaas, sodat hulle die aarde kan bevolk? Hierdie is 'n ideale streek. Na die weste lê Europa, na die noorde lê Rusland en Asië, na die suide is daar 'n weg, 'n pad wat gaan na Afrika en dan ook die Midde-Ooste. Dis 'n ideale plek vir hierdie nuwe lewe toe hulle uit die ark uitgekom het. God se eerste handeling nadat hy gedink het aan Noag, onthou het om, nie asof hy vergeet het nie, maar gedink het aan hulle om genade te gee, om die water te laat terugtrek, is om die ark te ruste te bring op Ararat, deel van sy plan. Vers 4 net vinnig weer, en die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. Ek wil jy moet oplet na die woordjie wat gekies word. Rus. Die ark het tot ruste gekom. Dis belangrik, want u gaan miskien onthou, dat ek so 'n paar weke gelede, wat nou al 'n paar maande terug kon wees, gepraat het in Genesis 5, oor die naamlys, hierdie geslagsregister, en toe kom ons by Noag, wat in Hebreëus is Noag, en dit beteken rus. Genesis 5 vers 28 en 29 sê, toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, en hom Noag genoem, rus. Hy het hom rus genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk, en oor die moeite van arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. So God het gedink aan rus, Noag, en hy het hom rus gegee, nadat die vloedwater gesak het, die ark wat daar tot ruste gekom het. God beloof aan ons 'n soortgelyke hoop in sy seun Jesus Christus. Het jy geweet, jy kan hierdie dinge vat en toepas op ons lewe vandag. Want is die Here Jesus se baie bekende woorde in Matteus 11 vers 28, wat ek baie keer self persoonlik gebruik vir mense, as ek vir hulle sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Weet jy hoekom sê ek gebruik dit baie? Want Jesus se woorde bied aan mense 'n heenkome, bied aan mense hoop, mense soos jy en ek, wat moeg is vir sonde, wat moeg is as gevolg van dit wat ons in die wêreld vind, en dit wat ons beleef. Hierdie rus is nie net 'n eksistensiële rus vir die hier en die nou nie, maar dit praat van 'n geestelike rus. Dit spreek van 'n rus waar daar 'n bewaring is teen die oordeele van God, waar daar 'n bewaring is sodat ons deur God se uiteindelike oordeel sal gaan sonder om te vrees, maar dat ons behoue kan bly in die ewige lewe. So God se eerste manier waarop hy gedink het aan Noag is, hy het die water laat sak. Hy het die vloed laat ophou en die water laat terugkeer. Maar dit bring ons by die tweede manier waarop God aan Noag gedink het. En dit is dat God vir Noag 'n teken gegee het. Met die ark wat ter ruste gekom het, is daar nou 'n nuwe uitdagende fase wat aangebreek het vir Noag en vir sy gesin. En hierdie fase noem ons 'n wagtydperk. Weereens as jy gaan kyk na die tyd wat hulle in die ark was, dit het reeds 5 maande, dis nou al reeds 5 maande sedert die vloed begin het. Nou het hulle vastigheid op die berg, hulle is nog steeds in die ark,
Maar nou vat dit langer as 2 maande. Hulle sien bergpieke uitsteek en ons lees niks in die verhaal van 'n openbaring van God, 'n ontmoeting wat God met Noag het, of iets van die aard nie. Wat Noag doen in hierdie tyd is, hy wag. Op die regte tyd sal God iets doen of God sal praat. Maar nou moet hy wag. En Noag se wag is soos ons wag op die wederkoms van die Here. Dis nie 'n hande vou en 'n passiewe wag nie, of die kalender dophou in sy geval, né? Noag se wag is 'n aktiewe wag. En daar is baie situasies in ons lewens waar ons in beginsel weet wat om te doen, maar ons weet nie altyd reg wanneer om dit te doen nie, né? Ons weet wat wil die Here hê met ons doen, maar ons is nie altyd seker presies wanneer is die regte tyd, die regte moment daarvoor nie. Nou Noag het verantwoordelikhede gehad, maar nou begin hy met eksperimente. En ons lees daarvan in die verhaal. Die ark is stewig. Hulle is nog in die ark. Geen manier wat hulle kan uitgaan nie. God het die deur gesluit. Nou begin Noag met eksperimente. Eerstens besluit hy om 'n kraai uit te stuur. Nou ek wil net dit sê. Ek kan baie lank daaroor aangaan, maar ons het nie tyd nie. Noag was een van die slimste ouens, glo ek, wat op aarde was. Sonder twyfel sou ek vir u sê, Adam was die slimste man op aarde. Buiten die Here Jesus self was Adam die slimste ou wat nog ooit op aarde geloop het. Maar definitief in die top 5, indien nie die tweede slimste ou, sal ek sê, was Noag. Hy kies 'n kraai. Genesis 8 vers 6 en 7. Ons het dit gelees. Toe het Noag aan die eind van 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het. En 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Hoekom 'n kraai? Het jy al daaraan gedink? Dis 'n paar redes wat ek kan gee. In die eerste plek, 'n kraai is 'n onrein voël. Ons ken kraaie mos hier so in die baai, né? 'n Kraai is 'n onrein voël want hy eet enigiets. Dis eintlik 'n vuil voël. Jy kan hom nie offer nie, jy kan hom nie eet nie. So dink, die eerste rede dalk is, Noag het gedink, van al die voëls, wat een is ek bereid om op te offer? Wat een is die minste werd? En hy besluit, 'n kraai. Stuur die kraai uit. Dalk ook, nog 'n rede hoekom hy die kraai uitgestuur het, omdat hy 'n omnivoor is, hy kon enigiets vreet, so, miskien was daar nog lyke wat rondgelê het. Mens weet nie hoe dit presies gelyk op hierdie stadium op die hoogtes nie. Maar 'n kraai, het hy gedink dalk, sal vir homself kan sorg, want hy kan enigiets vreet. Daarom ook, miskien nog 'n rede hoekom hy kraai gekies het. Maar die kraai, sê die Bybel, het heen en weer gevlieg. En hy het, as gevolg van die feit dat daar nog nie genoeg plek was nie, was dit nie die oplossing. Maar toe gaan Noag met sy volgende stap van die eksperiment in vers 8. Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg, om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Nou dink vir jouself, dis 'n venster in die ark, maar dis nog baie, dis die enigste wat hulle kan sien. Dis al inligting wat hulle het van buite af. Dis al inligting wat hulle het. Hulle kan sien, daar's bergpieke wat begin uitsteek, en nou moet hulle inligting kry, en sy manier om inligting te kry is, tweede plek, stuur 'n duif. Hy laat die duif van hom af wegvlieg, om te sien of die water oor die aarde verminder het. Nou 'n duif is 'n rein voël. 'n duif kan jy offer, 'n duif eet nie vleis nie, maar 'n duif is saggeaard. En 'n duif het die eienskap dat hy eintlik maar bekend is vir die laer gebiede waar hy vlieg en gaan vreet ensovoorts. So hierdeur kan Noag uitvind of die laardele en die laardele se plante al daar is. En dan lees ons in vers 9, maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie, en na hom teruggekeer in die ark. Sommige mense reken dit was heel moontlik 'n makduif, of hy het makker geword, soos wat hulle nou maar met die diere in die ark te doen gehad. Want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek, dis nou Noag, en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Nou interessant, van die begin met hierdie eerste, die eksperiment wat Noag doen, om inligting in te win,
word daar gepraat van 7 dae. Elke keer 7 dae, 7 dae, 7 dae. En ek dink dis noemenswaardig, omdat jy sien dat die 7-dag week met die Sabbat is al reeds gevestig. God het dit gevestig aan die begin, en nou beoefen Noag dit steeds. Hy hou die roetine van die begin af. Heel moontlik het hy gewag vir die Sabbat, of na die Sabbat dan, die duif uitgestuur. So Noag het hierdie inligting nodig, en hy maak planne om dit te kry. Hy wag aktief. Maar dan kom hy verder, nog 'n week wag hy. 3de poging, Genesis 8, vers 10 en 11. Daarna het hy weer 7 dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die ark, en die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Letterlik vertaal word met 'n olyfblaar. Spurgeon het nogal hieroor geskryf en gesê, jy moet nie dink dit was 'n tak nie, want in eerste plek sou 'n duif nie die takkie kon afbreek nie, en in die tweede plek, hy sou nie kon vlieg met 'n tak in sy bek nie. Dit was 'n blaartjie. Dit was 'n groen blaartjie wat gewys het, daar's groei, daar is nuwe punte wat uitkom. Hier is die nuwe skepping van God het nou al begin bot. Die olyfbome groei. En 'n olyf groei nie op die hoogste pieke nie. Olywe groei teen die hange en in die laagtes. So die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Die duif wat terugkom met die olyfblaartjie in sy bek. Dit is waar baie van ons tipologie vandag steeds sy oorsprong het. En jy het dit al baie gesien. 'n Olyftak is 'n simbool van vrede. Baie van die verskillende wapens wat jy kry, of dit nou is op die kentekens van lande, van polisielapelle, reg oor die wêreld sien jy hierdie beeld van 'n olyfblad. Selfs die United Nations, die Verenigde Nasies, het olyfblare rondom die aardbol. Dis 'n uitdrukking van vrede. Hulle wil vrede najag, sê hulle. Nou ja. Amerika se wapen is 'n arend, die baie bekende arend, met 'n klomp pyle in die een poot en 'n olyftak in die ander poot. So ons is reg om te veg, sê hulle, maar ons kom in vrede. Dis maar net die tipologie of die beeldspraak daarmee saam. Nie net dit nie, maar ons sien by hierdie geleentheid waar die duif terugkom met die olyftakkie, iets anders. Nie net die olyftakkie nie, maar ook die duif. En waarom laat die duif ons dink? Toe die Here Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, het hy die Heilige Gees sien neerdaal op hom. En God het vir hom gesê, hy op wie die Heilige Gees sien neerdaal soos 'n duif, dit is hy. Dis die Messias. Hy is die vredevort. Dis die simbool van vrede, die simbool van versoening, die simbool wat wys God maak vrede met die wêreld na die vloed. Hierdie duif met die olyftakkie was nie per ongeluk nie. Dit was 'n simbool van vrede. God se toorn is uitgewerk. Sy oordeel is verby. Hier is 'n nuwe era van vrede wat nou aanbreek. Ek wil net vir u sê, en ek het nou by die bid hier daaroor gepraat met iemand, ons moet versigtig wees om tekens te soek wanneer ons die leiding van God nodig het. As ons iets moet besluit en ons weet nie wat moet ons besluit nie, dan vra party ouens vir tekens van die Here. Dan sal hulle die mees absurde dinge gebruik om by die Here leiding te moet vra. Ek weet van 'n vrou wat vir die Here gesê het, sy het 'n man, sy wou graag trou, sy het 'n man oor sê sy by die kerk eendag vir die Here. Die volgende ou wat daar aankom, met hom gaan ek trou. Volgende jong man wat nou ongetroud is. En toe is dit iemand wat vir haar baie drama besorg het vorentoe. Nie noodwendig God se keuse nie. Was dit 'n goeie ding? Nee. Was dit 'n slim ding? Nee. Dis nie hoe ons moet nooit van die Here, ons het nie 'n mandaat om tekens van die Here te vra. Here, gee my 'n verskietende ster. Wys my wat moet ek kies? Dis nie hoe dit werk nie. As ons soek na 'n teken, en ons praat met u oor 'n teken wat God vir Noag gegee het. 'n Teken van God sal wees, Here, is u nog teenwoordig in my lewe? Is u daar vir my? Kan ek op u staat maak? Kan ek op u reken? Wat 'n teken het ons van die Here? Het jy al daaroor gedink? Wat 'n tipe teken kan ons van u vra? Nou kom tyd. Ek is 'n mens. Ons almal het dit al op een of ander stadium beleef, waar dit vir jou voel asof God van jou vergeet het. Waar dit vir jou voel asof God nie daar is. Here, ek is moedeloos. Is u nog besig met my? Is u genade nog deel van my lewe? Nou kom ek vra vir u, is daar 'n Bybelse teken vir ons?
wat dalk korreleer met die vloed van Noag? Is daar 'n teken in die Bybel wat vir ons iets aandui, 'n fisiese ding wat God vir ons gegee het om te sê, dis my bewys dat ek nog met jou besig is? En die antwoord is onomwonde, ja. Die Bybel trek daardie parallel. Ons het al daarna verwys, ek gaan dit net vinnig weer noem. In 1 Petrus 3 praat Petrus van die vloed as 'n illustrasie van God se oordeele, en hy praat met die mense oor beproewings en oordeele, en dan sê hy in 1 Petrus 3 vers 20 en 21, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. En hy sê nie daar die doop red nie, hy praat figuurlik, maar hy verwys na die waterdoop, die Christelike doop, wat 'n fisiese teken is, wat God vir ons wys. God gee dit vir sy mense, as 'n teken, dat hy in ons midde werk. Weet die sakramente, en ons gaan volgende week nagmaal vier, maar die doop en die nagmaal is die 2 sakramente wat aan die kerk gegee is. Die sakramente is presies dit. Dis 'n teken waarmee God sy saligheid aan ons kommunikeer. Hy praat met ons. Hy wys vir ons sekere dinge daarin. Die doop is 'n teken van die genadeverbond en dit verwys vir ons, dit wys vir ons na redding in die Here Jesus. Jy word nie gered by die doop. Doop het nog nooit iemand gered nie. Dit kan nie red nie. Maar dit is 'n teken. Daar's 'n doel, daar's 'n rede vir die doop. Al hierdie dinge is wat God vir ons vandag ook gee. Natuurlik saam met sy woord, maar dis fisiese hulpmiddels, tekens wat hy vir ons gee, sodat ons kan weet, God is betrokke by my. Dit is waarom ons beteenwoordig is wanneer iemand gedoop word. As dit 'n volwassene is wat tot bekering gekom het en hy is nog nooit gedoop nie, dan doop ons hom. As dit 'n ou kindjie is, dan doop ons hom of haar. Hoekom? Want dit is God se opdrag. En hoekom doen ons dit so? Want dit is 'n teken vir almal wat dit sien. Dis 'n teken vir die gemeente en almal wat deel is van God se geloofsgemeenskap. Nou vriende, as ons teruggaan na die verhaal, al hierdie verwysings na tyd, 'n week, 40 dae, nog 'n week, weer 'n week, al hierdie verwysings na tyd benadruk natuurlik die feit dat tyd verbygegaan het. Noag wag en wag en wag. Hy wag op dit wat voor lê. En Noag se geloof word beklemtoon. Hy wag en hy wag. En weet jy wanneer gebeur iets? Het jy dit opgemerk? Nuwejaarsdag. Nuwejaarsdag. Vers 13, Genesis 8 vers 13. In die 601ste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk en die aarde was droog. Hier gebeur iets. Nuwejaarsdag in Noag se 601ste jaar. Toe haal hy die deksel af. Hoe die deksel presies gelyk het, weet ons nie. Ek dink dit was heel moontlik 'n hout platdak. Ek weet nie of dit 'n spitsdak was soos in die kinderbybels nie, maar hy het 'n dak oor gehad vir al die reën en nou het hy die dak afgehaal. En ek dink ook in die bietjie kennis wat ek nou maar moes opdoen as gevolg van al die oplees, dit was 'n handeling wat nie omgekeer kon word. Wat nog 'n bewys is van Noag se geloof. God het die reën laat ophou, nou is dit klaar. So as ek die dak afhaal, is ons blootgestel. Ons kan nie die dak weer terugsit. Dan is dit klaar. Nou dit moes 'n baie lang wag gewees het. Dink saam met my aan die gesinsvergaderings. Daar's 4 vroue en 4 mans. Dis nou sy vrou en sy 3 skoondogters. En ek kan net hoor hoe die seuns, miskien so een by Noag aankom. Pa, my vrou raak nou ongeduldig. Sy vra, hoe lank gaan dit nou nog wees? En die vrouens sê, hulle kan dit nie meer uithou nie. Hoe lank gaan dit nog wees? Pa, wanneer gaan ons hier uitkom? Dink net hoe dit gegaan tussen die mense op die ark. Die politiek tussen die nasies op die ark. Tussen die 8 mense. Hoekom gaan hulle nie uit? Hoekom sê Noag nie maar net, toe die mense ongeduldig raak, want toe hy nou sê, wel, die reën is weg, en het lyk of het droog word, kom ons gaan. Hoekom doen hy dit? Enerzijds, God het die deur gesluit, maar hier is 'n stuk geloof. Noag wag op die stem van God.
Vers 14 het ons gelees, in die tweede maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. En dit bring ons by die derde manier, waarop God sy genade gegee het. En ons sê, volgens die tema, die derde manier waarop God aan Noag gedink het. God gee vir Noag sy woord. Vers 15 en 16, 2 maande later, en God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. Nou mag ek vir u sê, wat 'n seën, wat 'n blessing, as ek die Engelse woord kan gebruik. Hier is dit nou. God het vir ons gesê, ons kan uitgaan. God praat, Noag glo dit en hy gehoorsaam. Dit was die reël van Noag se lewe tot dusver. Dis hoe ons hom leer ken het, dis hoe hy lewe. Onthou het ons Noag leer ken het in Genesis 6 vers 9. Dis die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Noag was gewoon daaraan om te wag op die stem van God en dan te doen. En nou ja, vir een my, u weet, ons wag nie vir stemme nie. Ek hoop nie u wag vir 'n stem uit die hemel nie. Ons het 'n Bybel. Maar jy moet op die stem van God, op die woord van God moet jy handel. Net soos Noag geglo het, dat God hom sal bewaar deur die net so het Noag geglo, dis God wat my sal uitlei. En in hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe aarde, sal God vooruitgaan om die nuwe aarde te betree. Deur Noag se geloof en deur Noag se gehoorsaamheid bied hy 'n toekoms aan die hele menslike ras. Uit Noag, sy vrou, 3 seuns en hulle 3 vroue, 8 mense, word die hele menslike ras weer gebou. Nou wil ek vir u sê, net so kry jy vandag manne en vroue, wat heel moontlik kom uit 'n baie slegte agtergrond, met 'n familiegeskiedenis waarin daar vreeslike, goddelose en bose dinge gebeur het, gedoen is, deel geword het van die gesin dalk of van die familie. Maar manne en vroue wat besluit het om hulle geloof in God te plaas, om hulle vertroue in die Here Jesus te stel, hulle kry hulle lewe in lyn, hulle sê, van nou af lewe ek vir die Here. Dis om tot bekering te kom. Ek sê, ek doen wat God sê. Hy sê ek lewe. Hy praat, ek doen. Hy is my Here, hy is my meester. Ek is sy diensknegt, ek is sy slaaf en ek sal doen dit wat hy sê. Sulke mense skep vir hulle nageslag, soos Noag. Skep sulke mense vir hulle nageslag 'n goeie toekoms. Daar is mense vandag hier, ek onder andere. Baie van ons behoort met dankbaarheid terug te kyk na 'n oupa, of 'n oupa grootjie, of dalk 'n pa, wie so op 'n punt gekom het wat gesê het, ek gaan nie voortgaan in die goddeloosheid van my familie nie, ek gaan wegdraai daarvan, ek kom na die toe, ek kom tot bekering en ek dien God. Ek gaan doen wat die Bybel sê, ek gaan my lewe dissiplineer en inrig volgens die woord. En nou is ek hier, en ek het 'n groot stuk te danke aan 'n pa, of 'n oupa, of 'n oupa grootjie. Dink maar in u geval. Noag is vir ons die voorbeeld hiervan. Hy gee hoop. Hy maak dit moontlik vir die hele menslike geslag, want hy het met God gewandel. Dan sê vers 17. God sê vir hom in vers 17. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees, die voëls en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Ek wil met God se betrokkenheid sien met 'n stukkie grammatika. Ek wil nie vermoei met die grammatika nie, maar ons moet oplettende lesers wees. Hierdie woorde, laat saam met jou uitgaan, is nie 'n direkte opdrag nie. Ons praat, in die Hebreëse taal praat hulle van die kausatief. Dis 'n direkte vertaling, maar dis die causative in die Engels, wat beteken, dit is om iets te laat gebeur. So God het dit gedoen, maar Noag laat dit toe. Noag, as die diere wil uitgaan, moenie hulle op hok hou nie. En my praktiese, en ek is maar 'n prentjie mens, Noag maak jy hokke oop. Want God het die diere laat ingaan, nou sê God, laat saam met jou uitgaan al die diere. So maak jy hokke oop, laat hulle uitgaan. Hier is dit nou. God doen dit, hy is betrokke,
laat hulle uitgaan. En dan lees ons vers 18 en 19. Toe gaan Noag uit, en sy seun, sy vrou, en die vroue van sy seun saam met hom. Al die diere, alles wat kruip, en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark uitgegaan. God het aan Noag gedink. En God het vir Noag sy woord gegee. 'n Woord wat redding bring. 'n Woord wat nuwe hoop bring. 'n Woord wat vir hom hier 'n nuwe aarde gee. 'n Aarde wat hulle nou moet bewoon, bewerk en waarin hulle moet vermeerder. Weet jy dat God aan ons gedink het? Ons praat vanoggend van God het aan Noag gedink. Weet jy dat God aan ons gedink het? God het aan ons gedink omdat hy elke keer as ons die Bybel oopmaak, dan praat hy met ons. Elke keer as ons sy woord lees, dan praat hy met ons. Hy het ons nie verlaat nie. Onthou, ek wil hê jy moet baie mooi dink. Ons lewe in 'n tyd, en ek hoop die ou mense sal amen op dit wat ek nou sê. Ons is nou nie in 'n charismatiese kerk of in 'n bietjie Pinksterkerk waar die ouens amen brother as ek iets sê wat noodwendig waar is nie. So nou en dan sien ek daar 'n kop wat knik. Maar hoor nou, en die ou mense sal dit sê, ons het groot geword in 'n wêreld waar ons dink sekere goed kom ons toe. En hoe jonger lyk dit my jy is, hoe meer dink jy sekere goed kom jou toe. Jy is self aangestel as die een wat verdien om sekere goed te hê. En jy besef nie, baie daarvan is genade nie. God het ons niks geskuld. God het 1 Mei absoluut niks geskuld. Daar is sekere mense wat glo, as gevolg van 'n verwrongde en 'n verbuigde teologie, dink hulle, God moet vir elke mens, jy weet, iets gee, kans gee, of wat. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons het dit eintlik uitgeklaar al by die sondeval. Ek vir u gesê het, in Adam het almal gesondig en almal verdien die dood. Ons verdien die ewige dood. Ons verdien die hel. Niks meer. Enigiets beter as dit is genade. So God het aan ons gedink, nie omdat hy ons iets verskuldigs is nie, maar tog het hy sy woord vir my gestuur. En weet jy sy woord, die Bybel? God se woord is die sleutel van ons geloof. Dis die begin, dis volgens sy woord wat geloof in ons werk. Daarom, as jy onseker is en as jy twyfel oor goed is, bestudeer, vra die regte vraag, gaan terug na die woord toe, vra Here, praat met my, gee my meer van u woord. Noag is vir ons 'n voorbeeld van Jesus se woorde in Johannes 8 vers 31 en 32. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, 2 goed wat dit sal doen. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As julle in my woord bly, sê 2 goed sal gebeur. Jy sal die waarheid ken en die waarheid gaan jou vrymaak. Dis die gawe wat God vir ons gee in sy genade. Onverdiende guns. Ons verdien dit nie, maar God gee dit. Nou die beeld is duidelik. Gehoorsaamheid aan God se woord, het hulle uit die ark laat gaan. Vryheid gegee. En nou is daar 'n baie sterk parallel waarmee ek nou gaan kom lank. Ek gaan nou klaar maak. Daar is 'n parallel tussen Genesis 8 en die oorspronklike skepping. En ek het al klaar vir een gewys van die gees van God wat gesweep het. Ons het gesien hierdie wind, die ruach van God wat oor die watervloed gewaai het. Maar nou kan jy baie duidelik sien, nadat ons met die eerste deel van die grootste deel van hoofstuk 8 laas, nou sien jy baie duidelik hoe hierdie parallel eintlik lyk. Daar is 'n herhaling van sekere sake, en as jy die woorde onderstreep en jy kyk daarna, dan sien jy dit vinnig. Kom ek noem vir die vinnige paad. Ons het gepraat van die gees van God oor die waters in die begin, gees van God, die wind oor die waters in Genesis 8. Dag 2 by die eerste skepping, skeiding tussen waters en waters. Dis die grense wat daar gestel is vir die lug as ware. En in ons vertelling, die sluise van die hemel wat toegemaak is, in die lug wat dit gebeur. Dag 3 by die skepping, droë grond wat gevorm word, by die oorspronklike skepping. In ons vertelling, die aarde wat vorm toe die water afneem. Dag 5 van die oorspronklike skepping, die voëls wat geskape is, op die 5de dag van die skepping.
En in ons vertelling, die voëls wat uitgestuur is, die kraai en die duif en later ook die voëls saam met die diere. Dag 6 by die aanvanklike skepping, die landdiere wat geskape is. En dan kyk jy na ons vertelling in vers 24, die diere wat uit die ark uitgaan, en ek glo hulle 2-2, soos wat hulle in die hokke was, het hulle nou maar net, God het hulle uitgaan, want hulle het by mekaar gebly. Hulle moes vermeerder, so hulle het beginne, baie vinnig daar beginne, kleintjies kry, en plan gemaak, want hulle moes vermeerder, met die mandaat, vermeerder, vul die aarde. En dan natuurlik die mens, die hoogtepunt van God se skepping, by die aanvanklike skepping, geskape na die beeld van God. En ons gaan later in die verhaal sien, hoe die mens beskerm word. Hoekom? Want hy's geskape na die beeld van God. Jy kan dit nie mis as jy die parallelle trek nie. Die eerste skepping, hierdie is 'n nuwe skepping, 'n nuwe aarde, na die vloed. Oor dit alles met die woorde, wees vrugbaar en vermeerder. Nuwe skepping. Nog iets interessant, weet jy, as jy die getalle optel, en jy tref 'n vergelyking tussen Genesis 8 vers 14 en Genesis 7 vers 11, nou moet ek sê, daar's 'n bietjie van, ek dink 11 dae, waar dit nie ooreenstem nie, want dis as gevolg van die Joodse kalender. Die Joodse kalender werk op die son. Dan is die tyd wat Noag in die ark was. Ons het gesê, dit kom uit op 371, as jy die Joodse kalender vat, en jy gebruik die Joodse kalender, raai hoe lank was hy in die ark? 365 dae. Het dit 'n klokkie? Dis 'n jaar. Dis presies 'n jaar. So die son was presies op dieselfde plek waar hy was, toe die stortvloed begin het. Dieselfde plek, toe die stortvloed begin het, nou, met die nuwe skepping. Wat sê dit vir ons? Wat is die boodskap? Dis 'n nuwe dag. Dis 'n nuwe jaar. Die oordeel is verby. Daar is 'n herskepte. Vernuwe is die aarde. Daar is 'n nuwe aarde. En nou moet hierdie aarde bewerk en bewoon. Voorts, is interessant, die 7de maand in die Jode se kalender, weet u het as gevolg van die Pasga verander. Toe die Israeliete uit Egipte land uit is, toe sê die Here vir hulle, hierdie is nou vir julle die eerste maand. So die 7de maand word toe die eerste maand. Ons weet nie, as gevolg van baie dinge wat nou, die Joodse kalender is nie meer in ons nie, ons werk nou nie op die Joodse kalender nie, maar wat ons wel weet is, in Israel se geskiedenis, het God die kalender verander by die Pasga, en hy het die 7de maand, die eerste maand gemaak, dit moes vir hulle die begin wees, en op die 10de dag van die 7de maand, moes die Israeliete 'n lam uitsoek, hy moes 'n paar dae by hulle bly om te kyk of daar geen gebrek in hulle is nie, en op die 14de van daai maand, wat die eerste maand later geword het, moes hulle die paaslam slag, die Pasga. Dit was die instelling daarvan. Dit is eintlik die 7de maand, maar het later moes nou die eerste maand, wat God het gesê, hier is nou vir julle die eerste maand. Jesus se kruisdood was presies dieselfde dag, die 14de dag van die eerste maand. Dis toe die Here Jesus gekruisig is, volgens die Joodse kalender. En op die 17de van daai maand, het hy opgestaan uit die graf. Goed, eerste maand, Joodse kalender, eerste maand, 14de gekruisig, 17de uit die graf uit opgestaan. Dis dieselfde dag, waarop die ark gerus het. Die ark het op die 17de van die 7de maand, toe die ark op die berge van Ararat gerus het, is dieselfde dag waarop die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Dis 'n nuwe lewe, sterk ooreenkoms, tussen die nuwe skepping, na die sonvloed, en die nuwe lewe wat God aan ons gee, in die opstanding van sy seun, want dit is die begin van sy lewe, is by die opstanding van die Here Jesus. Dis meer as net 'n interessante toeval, wil ek vir u sê. Dis goddelik, uitgewerk, uitgevoer, presies beplan, sodat hy geëer kan word. Kent Hughes, laaste aanmerking. Kent Hughes skryf oor die gedeelte, en hy sê, we see Noah, almost a second Adam, as he steps into a virgin world, washed clean by God's judgment, amidst colorful birds filling the air, and great animals lumbering forth, and busy creatures scurrying around. There he stands, there's no Noah, there he stands, with his family, in the sunlight of a new world, 'n nuwe skepping.
Die eerste skepping, hier is 'n nuwe skepping. God se oordeel het alles weggespoel, nou is dit skoon, 'n nuwe begin. Daar is nog 'n parallel. Daar's nog 'n parallel waarmee ek moet afsluit. Genesis 8 wys vir ons op 'n parallel met die herskep van die aarde, wat weerspieël in dit wat gebeur in 'n menselewe as God jou lewe nuut maak. Ons het al vir u gesê, die mens word gebore in sonde. Jy word gebore as 'n verlore sondaar, geneig om sonde te doen. Niemand leer die babatjies hoe 'n mens moet jok, en hoe 'n mens moet lelik praat en kwaad word en jou leer verloor, en niemand leer hulle dit nie, dis in hulle natuur. Maar op 'n stadium, wanneer God se genade broei oor so 'n lewe, vind daar plaas wat die Bybel noem 'n herskepping. God vat 'n mens, hy maak hom nuut. Hy maak hom 'n nuwe skepsel. Dis waarna hierdie gedeelte wys. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Verwys hy na die skepping. Hy gebruik hierdie parallel. As jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Daarom, vriende, is dit so belangrik dat u en ek bewus sal moet wees van 'n vernuwing in ons lewe. Is jy waarlik gered? En jy kom agter. Dit maak nie saak of jy gebore is in 'n Christelike huis, en of jy gebore is in 'n kerk, en of jy 10 maal gedoop is, en of jy net eenmaal gedoop is, en of jy, daai goed maak niks saak nie. Wat saak maak is, volgens hierdie vers, en volgens die Bybel, is jy in Christus, is jy waaragtig weergebore deur die Gees van God. Was daar 'n herskepping van jou natuur, waar jy vandag na jou lewe kyk en kan sê, wel, ek moet bely, ek sondig. Ons almal moet dit erken. Ons word daaraan herinner elke keer as ons die wet sien. Maar my hart wil dit nie doen. Ek is gelukkig met die sonde. Ek wil daarvan wegdraai. Ek wil daarvan vry raak. En dis net die Here wat my kan help. Deur sy genade is ek nuut gemaak. Deur sy genade is ek getransformeer. Nie net aan die buitekant mooi gemaak en ek het opgehou dit en dat en sis en so nie. Dit is mooi goed aan die buitekant, maar as jou hart nie nuut gemaak is nie, het nog niks in jou lewe verander nie. En dis wat jy nodig het. 'n Herskepping van God. God het gedink aan Noag. God het gedink aan ons. Wat gaan jou reaksie wees? Wat gaan jou reaksie wees op hierdie genade wat God vir jou gee? Draai na hom toe. Pleit om genade. Besef hoe nodig jy die Here het. Hy sal vir jou help. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanoggend lees, u het gedink aan Noag, dan wil ons dankie sê dat u ook aan ons dink. Dat u vir ons u woord gee. En hoe kan ons weet? Mense vra dikwels vir my, hoe kan ek weet dat die Here met my praat? Hier is u besig uit die woord om vir ons die evangelie te beskryf, te verklaar, te verduidelik op verskillende maniere. Dis God se genade. God het aan my gedink. En ek wil vra dat u ons sal help om nie hierdie geleentheid by ons te laat verbygaan, maar dat ons die heilige skrifte sal ondersoek, wat in staat is om ons siele te red. Dat ons u evangelie sal bestudeer en dit sal leer ken, sodat ons daardeur geloof kan verkry, om ons vertroue absoluut in u te plaas. U ken die harte, u ken die lewens. Ons is nie hier om mekaar te probeer beïndruk, of om voor te gee nie. Dit kan ons baie maklik doen, maar ons kan u nie flou sien. U weet wie u sin is. U weet wat in ons harte aangaan. En ek wil bid dat u ons genadiglik sal raak sien, dat u aan ons ook sal dink. Ons loof u vir die woord wat vas staan, wat waar is, wat ons kan bestudeer, die woord wat ons help, die woord wat ons lei. Seën ons tot eer van u naam. Amen.